Met die jagseisoen wat nou goed op dreef is die Bosveld behoorlik vol mense wat die buitelewe geniet. Maar saam met die vars lug en die kampvuur kom daar ongelukkig ook 'n paar ongenooide gaste, bosluise. Maak gerus seker dat jy jou kouse tot by jou knieë optrek en vandag gesels ons met Dr. David Hymes oor bosluiskoors. Dokter, welkom terug. Dankie, Ilse. Goed, nou kom ons begin letterlik seker maar by die begin. Wie loop die grootste risiko om met hierdie siekte of toestand gediagnoseer te word? Ja, dis interessant. Ek meen ons is amper op die tyd van die volgende wêreldsokkerbeker. Ja. Toe ons hom gehou het in 2010, die interessante ding was die siekte wat die meeste toeriste huis toe mee gegaan het, was bosluisbytkoors uit Suid-Afrika uit. En dit was maar basies net almal wat nou op safaris gegaan het na die sokker. So enige iemand wat wel in die bos loop, jy weet, of op 'n staptoer gaan of gaan jag, jy weet, dit is maar die risikobevolking, jy weet, en interessant, die bosluise soek jou uit, die tipe wat nou bosluisbytkoors, jy weet, veroorsaak. So enigiemand wat regtig nou op 'n plaas lewe of in die bos gaan stap, het altyd 'n risiko. Goed, so as ek reg verstaan, dan klink dit vir my asof Dok eintlik maar net sê dat die see die veiligste is, die see en die strand. Ek neem kennis. Definitief so, ja. Maar nie altyd die lekkerste nie. Goed, so kom ons staan net vir 'n oomblik stil by hoe 'n bosluis hierdie siekte presies oordra. Okay, so die bosluis dra 'n bakterie met die naam van Rickettsia. Afrika is die een spesifieke een wat ons in Suid-Afrika kry. En obviously as jy jou byt, dan dra hy daai bakterie oor en dit tas jou binnewand van jou bloedvaatjies aan en so kry jy die siekte. So dit is maar min of meer hoe dit werk en hy moet omtrent ten minste 24 na 48 uur op jou lyf wees om dan daai siekte te kan opdoen. So dis nie alle bosluise wat spesifiek bosluisbytkoors sal veroorsaak, maar die een wat ons in Suid-Afrika spesifiek het dis die Amblyopia se tipe van dis die bonpoot bosluis, jy weet wat nou obviously daai siekte kan oordra. En hoe lyk 'n tipiese bosluisbyt? Waarvoor moet 'n mens op die uitkyk wees? Hy het 'n baie kenmerkende, jy weet, beeld. Dit is baie keer, ons praat altyd van 'n swart roofie, wat ons 'n esgaar noem. So dis 'n redelike kenmerkende, jy weet, byt wat 'n mens sal kry van 'n bosluis en dan het hy 'n redelike rooi opgehewe warm rand om dit. En dan begin al jou ander sistemiese siekte, jy weet, simptome ook bykom, maar die bytplek is baie kenmerkend. Kom ons gesels 'n bietjie oor die simptome, want ek dink soms kan 'n mens nogal verward wees en dink dit is dalk griep of 'n ander soort virus. Ja, dis altyd die probleem want dis baie non-spesifieke simptome, so jy kan koors, koue koors kry, kopseer, lyfseer, en soos wat jy nou kan hoor, dit is baie non-spesifieke simptome. Obviously die bytplek is maar die belangrikste ding om te identifiseer en dit kan 'n bytplek wees of dit kan 2 of 3 wees. En wanneer is dan tyd om die dokter te besoek? Altyd. Nee, ek spot sommer net, ek dink die groot ding gaan oor, soos jy hoor, dit is, jy weet, baie non-spesifieke simptome. Mense wat obviously gaan jag in ander areas, jy weet, baie keer is dit nie, dis in malaria areas, dis dalk buite ons grense, so daar kan baie ander siektes presenteer op so 'n manier, wat nie noodwendig bosluisbytkoors is. So ek dink is altyd goed om net uit te sluit, jy weet, is daar dalk 'n ander ding soos malaria of ander siekte wat dalk baie soortgelyk kan presenteer ook. Dan het ek ook al baie keer gehoor dat mense wonder of bosluiskoors werklik so gevaarlik is of dalk lewensbedreigend is indien dit nie betyds behandel word nie. Die meeste van die siektes is maar redelik lig. Dit is, jy weet, gewoonlik nie 'n ernstige dodelike siekte soos malaria kan wees. Jou inkubasie is altyd so 5 tot 10 dae. Maar jy weet, as 'n mens, jy weet, daar is gevalle waar obviously dit baie ernstige, jy weet, simptome kan gee en dit kan jou brein aantas, dit kan jou hart aantas, kan lewer, niere aantas, maar dis regtig baie seldsaam. Meeste van die tyd is dit laat jou baie sleg voel vir 'n goeie paar dae, maar dis nie 'n lewensgevaarlike siekte oor die algemeen. Hoe werk die diagnose? Is bloedtoetse altyd nodig? Nie altyd nie. Ek dink jou kliniese beeld is baie meer belangrik. Jy weet, omdat die bytplekkies so kenmerkend is, kan 'n mens baie keer
dit, jy weet diagnoseer net op dit in die kliniese voorkoms. Jy weet daar is baie ander bosluis siektes ook wat jy weet as mense nou begin bloedtoetsies doen of biopsies doen van die roofveen goed kan mense dit bevestig, maar meeste van die tyd jy weet is eintlik 'n kliniese diagnose voldoende. En wat behels die behandeling dan nou en hoe lank neem die herstelproses? Die behandeling is jy weet daar is maar jou een antibiotikum, jou doxycycline is maar by verre die mees effektiefste. Soos enige antibiotika moet 'n mens altyd so 48 na 72 uur kans gee, jy weet voordat jy nou regtig die effek daarvan kry. En 'n mens moet hom altyd vir 'n goeie ten minste 7 dae gebruik. Obviously daar is maar sekere mense wat nie doxycycline kan gebruik nie en dis baie keer kinders onder 8 jaar oud en dan natuurlik swanger vrouens. So daar moet ons maar ander planne maak met ander antibiotika en goed wat jy weet hulle kan gebruik. Goed, nou daar is soveel boererate oor hoe om 'n bosluis dan nou te verwyder. Maar ek dink is belangrik dat dalk net vir ons verduidelik wat is die beste manier of die regte manier om dit te doen? Ja, soos jy sê, daar's verskillende maniere wat mense altyd sê. Ek dink die absolute nee is 'n mens moet nou nie die ding versmoor met vaseline nie. Jy moet nou nie jou naallak opsit nie, jy moet nou nie die bosluis verhit nie en jy weet die tipiese dinge wat mense altyd doen. As 'n mens nou gaan kyk na wat beveel hulle aan, jy weet en dit is maar 'n baie fyn tandpinset of in Engels 'n fine-toothed forceps wat 'n mens kan gebruik en dan moet 'n mens hom letterlik so na in die vel tussen die vel en die bosluis, jy weet, gaan plaas, nie op die lyf van die bosluis, want as jy die lyf van die bosluis gaan stikkend of jy weet druk, dan het baie van sy maaginhoud ook in die wond ingekom en dan het jy kans om seker te raak. So dis letterlik op die kopgedeelte waar 'n mens dan daai fyn tandpinset, jy weet onder die bosluis, tussen die vel en die bosluis, jy weet sit en dan moet 'n mens hom, jy weet redelik stewig en stadig optrek. As 'n mens hom draai of iets, het jy altyd 'n kans dat daai byt bly, jy weet sy deel van sy kop gaan afkom en dan in die wond bly. So dis maar net 'n stadige, jy weet optrek met 'n pinset, jy weet dis bly maar jou beste en dan moet jy na die tyd dit net was met seep en water en dan natuurlik 'n bietjie alkohol, jy weet besmetting, jy weet ontsmetting kan 'n mens opsit dan en 'n bietjie antibakteriële room en sulke goed, maar die verwydering is baie belangrik en 'n mens as jy hom eers verwyder het, moet jy ook nou nie squash soos hulle sê, want weer eens daai goed, jy weet wat in die bosluis se pens is nie altyd die veiligste goed, ja. Dit klink maar vir my na 'n grillerige storie om eerlik te wees, maar ek moet sê dit klink vir my asof geduld baie belangrik is met daai proses. Goed, watter praktiese stappe kan jagters, kampers en ook mense wat tyd in die veld deurbring doen om hulle self dan nou doeltreffend te beskerm? Ja, ek dink ons weet enige DEET of DEET bevattende, jy weet, spray of lotion of enigiets is maar altyd effektief. So dit wat 'n mens self gebruik, jy weet, om muskiete af te weer. So ek weet nie of ek handelsname mag noem op die program nie, maar jy weet die goed wat ons gewoonlik gebruik om muskiete af te weer. Ja. Dit is maar die belangrikste, jy weet, om wel aan te wend en nie net een keer. 'n Mens moet maar 'n bietjie in die oggend, middag en die vroegaand aanwend, jy weet, afhangende van hoe lank jy in die bos gaan loop. En dan is daar ook ander alternatiewe waar 'n mens permethrin kan gebruik en daar is 'n kommersiële produk in Suid-Afrika wat jy kan jou klere en jy weet byvoorbeeld jou langbroek of jy moet altyd soos jy nou gesê het langkouse dra, langbroek dra, jy weet langmoue dra vir alles 'n ou redelik in die bos gaan loop, soos ek sê hierdie bosluise soek jou, dis nie dat hulle nou rustig sit en wag dalk kom iemand verby, jy weet hulle is maar redelik aktief in hulle gedrag, jy weet om vinnig op jou te spring. Ja. So ek dink as 'n ou regtig lank in die bos gaan loop, as 'n mens dan wel, jy weet jou klere ook en die permethrin kan week, dan is dit ook maar 'n redelike afweermetode, ja. Die tyd het ons ongelukkig ingehaal, maar baie dankie dokter. Ons voel nou baie meer ingelig en ek dink ons gaan definitief baie meer versigtig wees. Ons is net hierna weer terug.